Broer en suster, jy skuld my iets. Ja, jy skuld my iets. Baie hoor ons dit nie. En hoe baie sien ons nie, dit nie in die gedrag van mense teenoor mekaar nie. Jy skuld my 'n verskoning. Jy skuld my 'n verduideliking. Jy skuld my 'n dankie. Die susters, ek werk baie in die dinge. En weet jy, hierdie ding van jy skuld my iets. Ek het nie gaan glo hoeveel families dit uit mekaar gedryf het. Hoeveel broers en susters, paas en seuns het mekaar al hof toe gevat. Ongelooflik. Jy skuld my iets. En daardie skuld moet verreken word. Gaan jy die kerk toe, hoor jy? Oudere doen nie sy werk nie. Die oudere het my nie besoek, toe ek siek was. Oudere kom net na my huis toe om my geld te kom haal. En die doom nie, weet jy, hy verdien nie sy geld nie. Ouderling, jy skuld my iets. Doom nie, jy skuld my iets. En die vraag is, broer en suster, ek en jy wat in die Here behoort. Wat maak jy met daardie mens wat jou iets skuld? Ek weet wat gebeur. Kan my saamstem of nie. Party mense klim in 'n loopgraaf. Daar waar niemand hulle kan sien of identifiseer, hulle begin doodskote skiet. Party mense gaan daar ver in die donker, hulle steek vure aan. Party mense begin soos klein kindertjies maak, skop en skree, omdat die skuld nie verreken word. Kom my broer en suster, ons, ek en jy, ons is die kerk van die Here. En dit gaan nie oor my of oor jou nie. Dit gaan nie oor daardie ou wat jou die meeste skuld nie. Dit gaan nie oor 'n onderduimse magstryd tussen mense nie. Dit gaan oor Jesus Christus en sy kerk. Dit gaan oor dienswerk in sy koninkryk. Dit gaan om hom wat jou skuld, jou doodskuld afgeskryf het. Wat maak jy met hom wat iets verkeerd in jou gedoen het? Wat jou te nagekom het? Wat nagelaat het om iets vir jou te doen? Wat na jou verwagting nie genoeg gedoen het vir jou nie? Wat iets aan jou skuld. Hoe hanteer dit daardie skuldlas? Baie belangrike vraag. Want om dit wat iemand jou skuld reg te hanteer, om dit te hanteer soos wat die Here dit wil, vorm eintlik die basis van jou lewensgeluk. As iemand se skuld elke dag voor jou staan, dan kan jy vorentoe beweeg nie. En dit word 'n kanker in jou siel. Hoe antwoord ons die vraag? Hoe is dit kom ons probeer om te beantwoord? Ons glo dat die kerk bestaan uit mense wat deur God se liefde aan mekaar gebind is. Dit is my implikasie vanmôre gesin oor. Dit gaan oor God en mense se verhouding tot mekaar. En mense se verhouding onder mekaar. Dis waaroor dit in wese gaan. Ons kan môre dalk nie 'n kerkgebou hê. Maar weet jy wat? Ons kan nog steeds
'n geloofsgemeenskap wees. Want dit gaan oor God en mense verhouding met mekaar. Maar kom ons hoor weer wat Jesus gesê het. Jy moet God oor alles lief hê en jou naaste soos jouself. Jou suster, jy moet aan jou medemens gee wat jy ook vir jouself wil hê. Jy moet God oor alles lief hê. En dit is ook die vertrekpunt van die manier hoe jy ander mense se skuld wat hulle teenoor jou dra moet hanteer. En ons sê dit vir mekaar vandag reguit. As iemand jou iets skuld, is kinderpraatjies uit. Daar wil jy daar ver gesien, weet jy die ouwe so of so, en maak dit en dat. Want is liefdeloos. 'n loopgraaf mentaliteit is uit. Want om mense kopskote te skiet, hulle weet nie eens waar het vandaan kom. Dis liefdeloos. Om onrus te gaan saai in die gemeenskap van die gelowiges daar in die donker is uit. Want dit is liefdeloos. En net soos 'n gewilde geslaan en geskop, is 'n kleintjie wat nie sy sin kry, dis uit. Want dit is liefdeloos. Want in die kerk van die Here kan jy nie anders doen as om saam met mense te dien. En om met hulle te kommunikeer en te praat, 'n verhouding van liefde met hulle te hê.